Ons tema vanmôre is jy tevrede na 6 maande in 2026? En daarvoor gaan ons lees uit 2 gedeeltes, ekskuus nog net weer teruggaan. En dis uit Psalm 23 op bladsy 587 in die Ou Testament hier in my Bybel en dan in Filippense 4 op bladsy 260 in die Nuwe Testament. 2 gedeeltes wat ons gaan lees met die vraag wat ons wil beantwoord: is jy tevrede met jou lewe na 6 maande in 2026? Psalm 23 bladsy 587 in die Ou Testament en dan Filippense 4 agter in die Bybel bladsy 260, julle kan daar oopmaak. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend in die huis kan wees. Here, dis koud daar buite. Dankie dat ons hier kan inkom en nie net in 'n gebou kan kom sit wat verhit is om warm gemaak te word, dat ons kan tuis voel nie. Maar Here, dat ons ook hier binne kan kom en ook u liefde van u kan ervaar, die warmte van u liefde tussen ons as kinders van u en saam met u wat saam met ons hier is. Dankie dat ons hier mag ontmoet en in u liefde hier kan deel. Dankie Here vir elkeen wat gesond is om vanoggend hier te kan wees. En vir elkeen in wie se hart u gewerk het om hiernatoe te kom, Here, want daaroor het ons gebid en gevra, stuur u hulle wat hier vanmôre moet wees. Maar ons bid ook nou, Here, waar hierdie boodskap opgeneem word, dat u hierdie boodskap sal seën om by die regte mense uit te kom. En dat elkeen wat dit hoor, dit reg sal hoor en sal verstaan. En dat dit 'n verskil in ons elkeen se lewe kan maak, dit wat u vir ons wil gee. Dankie dat u vir ons sorg, Here. Selfs dat dit koud is daar buite, want ons weet, dit hoort so, die natuur is in plek. U laat dit gebeur in seisoene, soos u wil hê dit moet wees. En help ons om selfs dit ook te geniet elke dag. Nie net te kla oor die koue nie, maar dankbaar te wees. Here, veral ook dankbaar te wees as ons kan warm aantrek en ons kos het om te eet en klere het om aan te trek en in 'n warm huis kan bly. Here, dan bid ons vir hulle wat nie het wat ons het nie. En ons dank u dat u vir ons voortrek met u liefde en vir ons sorg in alles wat ons nodig het. Vanoggend wil ons spesiaal bid, Here, vir Arnold in die hospitaal, dat u by hom sal wees en dat u vir hulle genade en krag sal gee. Dankie vir Blikkies wat terug is by die huis. En Here, dan wil ons ook bid vir Elise Mitchell wat Dinsdag vir 'n nekoperasie gaan, dat u ook saam met haar sal wees en dat u vir haar in jou hand sal seën, dat dit goed sal gaan met hulle. Dankie dat ons almal afhanklik van u lewe en weet u is by ons en u sorg vir ons. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ekskuus, ek bid vir Elise. Ons het eers gehoor na Vrydag se afkondigings stuur is en op die preek geplaas het dat sy Dinsdag gaan vir operasie en ons sê ook vir haar baie sterkte, Elise, dat dit sommer goed sal gaan. Kom ons lees saam in Psalm 23 en dis so maklik, maar luister bietjie mooi. Hierdie Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. As ons vir Dawid sou vra, Dawid, hoe gaan dit met jou op hierdie stadium van sy lewe wanneer hy Psalm 23 skryf, dan sou hy waarskynlik sê, hier is my antwoord. As jy my vra of ek tevrede is, hoe gaan dit met my? Kom ons lees verder in Filippense 4 en dan lees ons in Filippense 4 van vers 2 af. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jy ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly.
Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Tot sover. Julle kan maar daar by Filippense 4 julle Bybels oophou, dan gaan ons net nou weer 'n stukkie daar lees, en dan het jy dit so byderhand. As ons 'n paar versies net kan herhaal, in vers 1 Psalm 23 staan, die Here is my herder, en dan sê Dawid, niks sal my ontbreek nie. Die ander vertaling sê, ek kom niks kort nie. Ek het genoeg van alles, ek kom niks kort nie. In Filippense 4 vers 11 tot 13 sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer my om in alles omstandighede te help. Ek weet wat armoede is, ek weet ook wat oorvloed is van alles wat ek het, ondervinding, om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan sê Paulus, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. En dan sê hy hierdie woorde, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En die vrede van God, ek het dit so 'n bietjie ingekleer, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. In die begin van 'n jaar, dan maak ons allerhande voornemens en ons beplan ons die jaar en ons kyk op ons dagboeke, wat gaan ons doen die jaar, wat wil ons doen, waarheen is ons op pad? En dan dink ons aan die jaar wat voorlê. Hierdie week wat verby is, was nou halfjaar. 6 maande is verby einde Junie. Ons is in die helfte van die jaar, en dis eintlik dan 'n goeie tyd om nou weer te vra, is jy tevrede? Is jy tevrede met jou lewe na 6 maande verby is? In die kerkraad, so elke 3 maande, 6 maande, 9 maande, dan lewer ons verslag en ons kyk hoe gaan dit. Besighede in die kerkraad doen dit ook, hulle gaan kyk na inkomste en uitgawes, kyk na die begroting, bly ons by die begroting, het ons oorskry, gaan dit goed, gaan dit sleg, hoe lyk die inkomste, hoe lyk die uitgawes, maar dit help nie, jy gaan dit aan, en jy weet dalk nie eers, dit gaan nie so goed met jou nie. En besighede doen dit ook, regerings doen dit, daarom sê hulle ook so 'n halfjaar begroting weer. En in 'n midtermyn praat die Amerikaners van net hulle verkiesing en kyk hulle hoe gaan dit. Hierdie is eintlik ons midtermyn van 2026. En dan gesit 'n mens net vir 'n oomblik en jy sê, daar's nou 6 maande weer van my jaar en van my lewe verby. Hoe gaan dit met my? Is jy tevrede? En as jy sien, ek het die woordjie daarbo so 'n bietjie opgebreek met te en dan vrede, want tevrede kom eintlik van die woordjie vrede. Het jy vrede? As jy sê ek is tevrede, dan sê jy, ek het vrede met hoe dit gaan met my lewe. Ek het vrede met wat aangaan in my lewe. Ek is tevrede. En dis wat hierdie mooi woordjie so mooi maak. Is jy tevrede met jou lewe op hierdie oomblik? As iemand vanoggend vir jou vra, hoe gaan dit? Dan sê ons sommer so maklik, dit gaan goed, maar ek wil vir jou nou regtig vra, hoe gaan dit vanoggend regtig met jou? Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou lewe? Hoe gaan dit met jou huwelik? Hoe gaan dit met jouself, met jouself as mens? En as jy nou vanoggend net so sit en jouself dink, is ek tevrede met waar ek is vanmôre met my lewe? Hoe gaan dit vandag met my? Stefan Joubert het in een van sy boeke geskryf en toe sê hy dink die siekte van die tyd waarin ons lewe, en dan noem hy dit is, hy sê, ons leef in 'n must-have wêreld.
ek moet kry, ek wil hê. Ons wil altyd meer hê, ons wil altyd iets anders hê, en ons wil altyd nog hê, en hierdie hê raak later iets wat 'n mens dryf. En ek kan nooit op 'n punt kom om te sê ek is nou gelukkig en ek is tevrede nie, want ek kort nog dit en ek kort nog dit. En dit maak dat mense baie keer hulle lewe so lewe en later begin dink, maar as ek net eers dit het, en as ek eers net dit bereik het, en as ek net eers dit besit, dan dink ek, dan sal ek nou kan sê ek is tevrede. Maar vanoggend is ek nog nie tevrede nie, want ek het nog nie dit nie, en ek het nog nie dit nie, en ek het nog nie dit nie, ek het nog nie dit bereik wat ek graag wil bereik nie. So ek is nog op pad soontoe. Interessant net dat 'n land soos Nieu-Seeland, wat eintlik 'n land is wat geseënd is op allerlei maniere en eintlik per capita baie hoë inkomste per persoon het. Tog een van die lande in die wêreld is met een van die hoogste selfmoordsyfers wat daar is. Wat eintlik nie pas nie. En soos daar baie ander plekke in lande, ook in stede, waar dit eintlik baie welvarend goed gaan, maar dan is daar 'n groot selfmoordsyfer en ongelukkigheid. En miskien is dit juis as gevolg van soveel advertensies en soveel dinge wat vir ons geleer word en wat ons sien, en sonder dat ons dit besef, vorm hierdie goed deel van jou lewe dat maar ek moet ook dit kry en ek moet ook dit bereik en ek moet ook dit kan doen. En mense kom nooit regtig tevrede nie. Dat mense selfs by die see kan vakansie hou, op verlof is, en dan steeds nie gelukkig is nie. As ons kuier, dan sê jy gesien wat se mooi huise bly hierdie mense in hier by die see. Maar as ek ook in so 'n huis by die see kan hê, dan sal ek nou regtig tevrede wees, dan sal ek gelukkig wees. Ek het dit, maar wat van dit? Hoekom het ek nie dit ook nie? In 1 Timoteus 6 staan daar, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Dan sê hy, as jy vanmôre hier kan sit en ek het klere aan, en ek het waarskynlik 'n klerekas waar ek 'n keuse het wat ek kan uitoefen. Ek moes vanoggend kies wat wil ek aantrek. Daar's baie mense wat vanoggend net een baadjie of een was of jas of een trui het om aan te trek en nie 'n keuse het nie. En ons het 'n keuse van ek en Els moet besluit wat eet ons vir ontbyt. Want daar's nog iets anders om te eet. As jy kos het en as jy klere het op hierdie koue wintersoggend, dan moet jy tevrede wees. Skryf Timoteus. Wat vir ons sê dat ook in hulle tyd al dit so was dat mense se godsdienst skade gelei het, want hulle was nie tevrede met wat hulle het nie. Sekerlik een van die grootste lesse wat 'n mens ooit in die lewe kan leer, is uitgestelde vreugde. Marie Jansen het jare gelede 'n boekie geskryf, waarin hy gesê het, hy wens hy kan vir elke pa en ma net leer, hoe sê mens die woordjie nee mooi, N-E-E, vir jou kinders. Want die ondergang van baie mense in die lewe is dat hulle alles kry wat hulle wil hê, wanneer hulle dit wil hê. En hulle het nie leer om te wag, uitgestelde vreugde te belewe nie. En al kan ek dit vir jou nou gee, gaan ek dit nie vir jou nou gee nie. Jy moet daarvoor wag. En op 'n dag sal jy die vreugde belewe wanneer jy dit kry. Uitgestelde vreugde. Ons leef in 'n wêreld, 'n kitswêreld, wat alles mos vinnig kan kom en ek wil dit nou hê. En dan verstaan ons nie die diepe vreugde van ek het so lank moes werk en nou het ek dit en nou kan ek dit geniet. Uitgestelde vreugde. Wat is die antwoord? Broers en susters, die eerste antwoord is ons moet leer om tevrede te raak. Tevrede te raak met ons lewe. In Spreuke 1 staan 17 vers 1 staan, liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarbey, as 'n huis vol kos met 'n getwis daarbey. Dat die Spreuke digter in sy wysheid sê, 'n klein bietjie kan vreugde beteken, kan vir my tevrede maak, terwyl baie keer kan baie nog steeds nie tevrede wees nie. En dis hoekom hy hierdie
vergelyking trek tussen die twee. En Dawid, as ons by hom gaan leer, dan sê hy, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En weet julle, as 'n mens die agtergrond van Psalm 23 mooi verstaan en mooi lees, en as jy mooi lees in Psalm 23 wat hy kom, hy sê, al gaan ek deur donker dieptes, dan sal ek nie bang wees nie. Eintlik skryf Dawid dit, want hy is bang, en dit gaan eintlik nie goed met hom op hierdie oomblik, as hy Psalm 23 skryf nie. Want hy sê amper soos iemand, ek is bang, maar ek gaan nie bang wees nie, die Here is by my, maar eintlik is ek bang. En dis wat hy eintlik skryf in vers 4, al gaan ek deur donker dieptes, die Here is by my, ek sal in sy hand veilig wees. Eintlik menslik gesproke, kom Dawid kort op hierdie oomblik. Het hy nie alles wat hy wil hê nie. En dan skryf hy hierdie mooiste van alle, waarskynlik alle psalms skryf hy. En hy begin dit met hierdie woordjies, ek kom niks kort nie. En dan sê eintlik in die hele psalm vir ons mooi, hoe tevrede is hy met sy lewe. Hy laat my soos 'n eregas voel. Hy laat my aansit, hy sorg vir my. Hy's by my. En as mens by Dawid sou kom op hierdie oomblik, as hy Psalm 23 skryf en sê, Dawid, maar as daar niks is, dan sê, ja, ek het nie elke dag genoeg kos hier in die veld waar ek skape oppas nie. Ek is nie altyd veilig hier waar ek is nie. En op later stadium, die Saul vervolg my, ek is in gevaar. Maar ek kom niks kort nie. Ek het die Here by my. Ek is tevrede met my lewe waar ek is, wie ek is en hoe ek is. In Hebreërs 13 vers 5 staan, hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dat die Hebreërs skrywer in sy groot wysheid skryf en sê, dis die gevaar daarvan, nie? Dat mense geldgierig, en dit beteken nie, ek moet sê, ek wil skatryk word nie, maar dit dryf my, want ek wil net dit en dit en dit en dit en dit nog hê, en dan sal ek seker tevrede wees. Maar na 6 maande in 2026 kan ek nie volgens sê, ek is daar nie, want ek kort nog dit en dit. Wees tevrede met wat jy het. God het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Ek is by jou. Die oomblik as jy vanoggend sit en sê, maar ek is nog nie vanoggend tevrede nie, dan sê jy eintlik daarmee, ek dink nie die Here is by my nie. Ek dink nie die Here was ernstig, toe hy vir my gesê het, ook, ek sal by jou wees nie. Ek weet nie of die Here by my is en vir my sorg nie. En daarom sê ons, raak tevrede. Maar hoe? En dan sê ons, leer by iemand wat vrede het. En dit leer ons by Psalm 23 by Dawid, wanneer hy sê, hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. En nou dink ons aan iets vreeslik romanties. Waarskynlik beteken dit bloot eenvoudig dat Dawid iewers in daai droë woestynwêreld waar hy skape oppas, iewers op 'n plekkie kom waar 'n stukkie groen gras is en hy daar kan sit en rustig word. En hy dink die Here is by my. En na hulle dors was en is warm, kom hulle by 'n waterstroompie en daar kan die skape water drink en kan hy dink, dankie Here dat U vir my water voorsien. Iets gewoon, 'n stukkie groen gras en 'n bietjie water om te drink. En dan is Dawid tevrede. Die man na God se hart, die koning van konings. En Paulus wat skryf, en waarskynlik Filippense brief skryf, wanneer hy in 'n tronksel sit en hy vervolg word, omdat hy 'n Christen is, skryf, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En as jy vir Paulus sou vra, Paulus, maar dit gaan eintlik met jou sleg nie. Jy sit in die tronk. Jou lewe is in gevaar. Nou sê hy, maar dis waar die Here my nou wil hê. Dis hier waar ek nou hierdie briewe kan skryf. Ek kan nie nou sendingwerk doen nie, maar ek kan hier sit, ek het nou tyd om te skryf. En ek skryf briewe vir die gemeentes, ook vir Filippi gemeente waar ek waarskynlik die gelukkigste gewerk het ooit, skryf ek hierdie mooi brief, Filippense brief. En dan sê hy, ek is tevrede. Ek is tevrede met wat ek het. En daarom kan hy in Filippense 4 vers 7 skryf, en die vrede van God, want eintlik moet hy nie vrede hê nie, maar jy het die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
En daarom kan die Here vir jou vrede gee, selfs in siekte, selfs in nood, selfs in swaar kry, selfs in tekortkominge, kan die Here vir jou vrede gee. Hoekom kan jy tevrede wees? Omdat God in Christus vir ons die waarborg gee. Omdat die Here Jesus dit vir ons sê, omdat hy sê ek is by jou, en ek het 'n plan met jou lewe, en ek sorg vir jou. En dis nie verniet dat jy vanoggend hier sit nie, en dis nie verniet dat jy op die oomblik is waar jy is, en so oud soos wat jy is, of so jonk soos wat jy is nie. Ek lei jou, ek is met jou lewe besig. Daarom wat Paulus skryf, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. En dit het alles met hom gebeur. En dan sê maar, dan is ek daarmee ook tevrede. Want dit was deel van die werk vir die Here. Dat hy soms swaar moet kry, en dat dit met hom verkeerd gaan. Maar Christus is van wat van my die waarborg gee. En daarom wil ek vir jou sê, word gesond van jou onvrede. Word gesond met die woorde van Paulus wat sê, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en gedagtes die wag hou. Want dis die waarborg wat die Here vir ons gee. Hy maak jou gesond. En hy wil elkeen van ons mooi maak en gelukkig maak. Die Here wil hê as jy vanoggend hier sit, dat jy kan sê, Here, as dit ware my spieël in die woord, want ons wil mos almal mooi lyk, dan dink ek my lewe is mooi. Dan dink ek my lewe is mooi, en U het my 'n mooi mens gemaak. En as ek van mooi praat, beteken dit nie jy sal 'n skoonheidskompetisie wen nie. Maar ons kom ons by baie mense uit, dat jy mee praat en agterkom, maar hierdie is mooi mense. Hierdie is kinders van die Here, hierdie is mooi mense. Die Here het hulle mooi gemaak, en hy het hulle gelukkig gemaak. Hoe word 'n mens mooi? Daar's 3 goedjies. Jy word blymoedig, jy word vredevol, en dan is jy mooi. Is jy 'n blymoedige mens, of is jy iemand wat die hele tyd kerm en kla oor al die bedrog en al die misdaad en al die slegte goed in ons land en al die goed wat om ons gebeur, in steede van al die mooi goed om jou raak te sien en blymoedig te wees te midde van omstandighede? En het jy die vrede, of leef jy die hele tyd in onvrede oor alles wat verkeerd gaan? Daarom kortom, het jy 'n mooi lewe of nie? En die maklikste is, en daarom wil ek hê, julle moet in julle Bybels bietjie kyk en lees saam met my weer Filippense 4 van vers 4 af. En dit is goed as mense dit in jou eie Bybel ook lees, en ek het vir die wat nie 'n Bybel het nie, op die bord gesit. Daar staan daar, wees altyd bly in die Here. Paulus sê nie net somtyds nie, nie net as ek die prys wen, nie net as dit goed gaan nie, ek is altyd bly in die Here. Ek herhaal, hy sê dit weer 'n keer, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, maak nie saak of hulle reg of verkeerd is nie, die Here is naby. En dan sê hy, moet oor niks besorg wees nie, hou op om jou so te bekommer oor die politiek en die verkeerde dinge en dinge wat nie is soos dit moet wees nie, en wat gaan gebeur nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Gee dit net vir die Here, sê vir hom, Here, hier is dit, ek gee dit vir U. En dan staan daar, en die vrede, daai tevrede net, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan stel ek die Here aan, as waarom sê, Here, U ken my, ek raak ook maar bekommerd oor dit en dit en dit, en ek wonder, hoe gaan dit uitwerk? Here, kom hou wag oor my gedagtes. Kom neem my gedagtes in besit, neem my lewe in besit, en lei U my. En dan sê hy vir hulle, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Hy probeer al die mooiste dinge opnoem. Hy sê, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees. Dink maar nog, wat is daar nog anders jy kan byvoeg by hierdie lysie van hom? En dan sê hy, dink daaraan. Hou op, dink aan die verkeerde goed, dink aan die mooi goed, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat edel is, alles wat reg is, en wat ook nog by kan sit. Dink daaraan, rig jou gedagtes daarop. En dan sê hy, wat julle van my geleer ontvang en gehoor en gesien het, doen dit. Ek het dit vir julle geleer, doen dit. En dan sluit hy af, want hy sê, en God wat vrede gee, sal by julle wees. God wat vrede gee, wat vir jou tevrede maak, sal by jou wees.
En daarom as ek vanoggend vir jou vra, nou so in die middel van die jaar, is jy mooi vandag? Gaan dit goed met jou? Dink jy jy's mooi? En jy kan sê, ek dink ek is mooi. En al staan my hare dalk bietjie skeef met die wind of wat ook al, ek dink ek is mooi. Die Here het my ook mooi gemaak. Want mooi is hier in jou kop, in jou hart. Mooi is as dit oorgeneem is deur die Here en hy waghou oor jou gedagtes dat jy reg dink. En dan kan jy sê, ek is tevrede. Ek wil afsluit en sê, wat kan 'n mens bid so na 6 maande? En miskien vir jou so 'n bietjie prakties help om te sê, as jy nou huis toe gaan, dink 'n bietjie, wat is daar wat jy vandag kan geniet? Dawid het die stukkie groen gras en die bietjie water in die veld geniet. Wat is daar wat jy kan geniet? Om jou kyk en sê, Here, dankie, ek kan dit geniet. En waarna moet ek vandag streef? Waar moet ek my rig? En daarmee sê ek nie verkeerd dat ek die volgende verhoging wil hê of dit wil koop of dit wil bereik nie. Maar dit nie my strewe nie. Waarna streef ek? Dat my kop, my lewe, my hart, alles mooi is deur die Here wat oor my wag hou. En dan wil ek vir jou sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Die mooi liedjie wat ons net mee gaan afsluit ook. Tel jou seëninge, dink bietjie, wat het jy vanoggend? Hoeveel dinge is daar in jou lewe wat jy het? En daar's altyd meer om oor dankie te sê as om oor te kla. In 2016 toe ek hospitaal toe gaan vir 'n rugoperasie en toe ek die aand in die bed lê in Elspies na die gastehuis toe en ek lees vir myself en ek dink nou wat moet ek nou dink? En ek sê vir die Here dankie, want skielik toe dink ek, wie is ek nou om in 'n mooi hospitaal te kan lê? Wie is ek nou op 'n sagte bed te kan lê met skoon beddegoed? Wie is ek nou eintlik dat ek môre deur 'n goeie dokter geopereer word? Ek kon net sowel iewers in Midde-Afrika rugprobleem opgetel het en ek lê iewers op die grond in 'n vuil hospitaal en ek weet nie eers wie is die dokter en of hy dit kan doen nie. En op die ouend kom jy by 'n punt om te sê, Here, ek kan maar net sê dankie, dankie, dankie. Tel jou seëninge een vir een. U is so goed vir my. En dan wil ek sê is daar 3 dinge waaroor jy moet vrede in jou lewe kry. Jy moet ophou jaag na wind en jy moet vrede maak met in hierdie 3 goed. Jy moet gaan sit en dink, wie is ek? Nou na 6 maande. Waar is ek? En wat het ek? Ek het vrede met wie ek is, met waar ek is en met wat ek het. En as iemand vanoggend vir my vra, waar wil jy nou die graagste in jou hele lewe wees? Dan sê ek, in Vogel. Want dis waar ek is. En dis waar dit vanoggend vir my lekker is, want dis waar die Here my nou sit. Dis, en wie is ek? Ek wil ek wees. Ek wil niemand anders wees nie. Ek wil nie jy wees of die volgende ou nie. Ek wil ek wees soos die Here my gemaak het. Want die Here het ons elkeen absoluut uniek gemaak. Daar's niemand soos ek nie, daar's niemand soos jy nie. En ek is bly ek is ek. En ek is bly waar ek is. En ek is bly vir wat ek het. En die oomblik as jy dit het en sê, dankie vir wat ek het, Here. Vergeet wat ander mense het. En daar's mense wat 100 miljoen, 10 mal meer as jy het, dit maak nie saak nie. Daar's net soveel meer agter my wat 1000 mal minder as ek het. Dankie vir wat ek het. Die bietjie of die baie het U vir my gegee. En ek het vrede daarmee. Is jy tevrede met wie jy is, waar jy is en wat jy het? Hou op jaag na wind en kry vrede by God, want net hy kan dit vir jou gee. Dankie Here, dat ons vanoggend kan sê, na 6 maande in hierdie jaar, ek is tevrede. Here, ek is heeltemal tevrede. Dankie dat U so goed is vir ons. U sorg vir ons en U gee vir elkeen iets anders, iets uniek, iets mooi. Dankie dat U ons so lief het. En dankie dat ons vanoggend vir U kan sê, Here, dankie vir die vrede wat ek in my hart het, elkeen van ons, wat vir ons tevrede maak.
En Here, dit is ons gebed vanmôre dat U ons help om nie na wind te jaag nie. Nie na tydelike dinge te jaag nie, maar tevrede met wees met wat ons is, wat ons het, waar ons is. Dankie dat U oor ons waak elke dag. Amen.